Welkom by Koffie vir Twee, waar moederskap, vrouwees, huwelik en totale chaos saam bestaan. Dis regte lewe, dis lag terwyl jy huil, dit is koffie vir twee. Mamma, dis baie rustig. Okay. Is jy seker Moet is net dit nie vir nie? die kamera kyk. Ons hou jou maar hostage so. Ja. Sy is so forceerd in hierdie. Mamma, baie welkom by episode 12. 12. Baie dankie. Shanay was vandag herken as die podcast meisie of jy wat. Ja, Die- sy sê, is jy nou 'n ander blonde meisie in die podcast? Ek sê, ja, dit is. Maar so sy het nog nie kinders nie. En toe het sy eintlik gesê ons moet weer soos relationship advice en daai goed Ja. gee. Tot 'n meisie nou die dag ook gekom en toe sien ek sy sê al is sy nie 'n ma nie, luister sy nog steeds na die goed, maar ek dink sy sal dit bietjie dalk meer waardeer as ons ook oor soos relationship goed praat dink ek. Ek dink dis hoekom ek soos kind of like hierdie topik vandag. Want dis nie soos dit het eintlik niks te doen met kinders nie. Ja. Hoe ons op hierdie topik gekom het is iemand het eintlik vir ons gevra oor jy kan ons soos want daar's baie mense waarvan sy ook weet wat sukkel met soos skoondogter, skoonma, wat ook al. So, toe het ons nou gedink dat my ma, Anke se skoonma, Ja. en jy obviously die skoondogter, laat ek Ja. vir julle 'n paar vragies vra en dan kan ek obviously ook my skoonma's nou nie hier nie, maar dan kan ek ook kind of antwoord soos hoe ons dit genavigate het en goeders. Ja. Ek hoop nie die vrae is te moeilik nie. Nee, en ek dink ook dis nie soos ons gaan nie die juice vertel nie, verstaan? Ja. Dis nie soos Oh. ons is nie Dr. Phil nie, okay. Maar ek dink ook soos en soos wat ek vir jou ook gesê het, ek dink om soos eerder ek wil sê die goeie deel van dit alles te share, soos dis wat mense gaan baat. Dit help nie ons sit nou hier soos almal het al iets gedoen waarvan iemand nie hou nie, verstaan? So maar dit help nou nie ons sit hier en praat oor dit want dit ek sien nie regtig nut daarin of hoe dit iemand kan help nie. As ek dit so kan sê. En ons doen so. dit baie uit soos 'n geestelike, soos 'n Christelike manier, soos ja, want ons gaan nie die juice vertel nie. Ja. Wel, Want mamma die juice vertel. Kom dink julle is ek hier? dat is een rede hoekom maar ingestem het om hier te wees. Kom ons begin. Het mamma iets om te sê? Nee. Nog iets? Nee, ek wag vir die vraag. O, okay. Kom ons begin baie soos Ja, begin Hulle rustig. nie. Dalk het jy nie so 'n icebreaker vraag nie. ek het. Wat? Wat was julle impression van mekaar toe julle die heel eerste keer mekaar ontmoet het? Sjoe. Dit is soos 'n donker. Ek moet traai onthou wanneer was mos saam toe julle vir Michael by die vette mosel kom. Ja. Okay, maar dit was vinnig. Voor het ons mekaar. Ek onthou die eerste keer toe jy kom kuier het in Forge. Yes, ek Dis kan jy nie- dogtertjie. Ja. Baby. Ja, ek kan eerlikwaar kan ek nie onthou hoe was ons heel eerste interaksie nie. Ek was seker baie skaam. Ek weet nie, ek het seker net nie regtig iets gesê nie. Het Jy ek- was so tuis, jy was so tuis soos 'n luis. Maar het ek kan nie eens onthou hoe het ek gepraat en goed of het ek maar net daar. Ek weet nie, ek voel in daai Ja, stadium van my ek- lewe was ek verskriklik skaam. En baie soos ek het maar net daar gesit. Ek was seker 'n bietjie Ek weird. kan nie onthou die vir een my keer. was jy spontaan, hoor. Wow. Ek dink dalk het jy vreemd en skaam voel, maar Dis wat jy ook nou die dag gesê het. Ek voel ek's baie skaam en maar klink ek's eintlik uitgesproke. Jy is 'n extrovert. Ja. introvertiese Ja, extrovert. Yes. ja, dis Maar maar onthou die eerste keer wat ek kan net onthou toe ons jou by my boetie by die vette mosel gaan optel het. Maar daarna Dis jy nogal skaam, reg? ja, maar daarna kon ek kan nie onthou wanneer jy die maar eerste ek dink keer- oor die algemeen ons eerste indrukke van mekaar was goed. Soos ek Ja. I mean as dit sleg was dan dink ek sou ons nou kon onthou het en gesê het Ja. okay, dit was nie goed nie, maar ek dink dit was Nee, Dit was goed. definitief. Ja. Dis jy was nog baie jong. ja. Ek weet nie of ek jou nou gaan embarrass of O, wat ook al nie, maar yesterday. ek onthou ons het mos daai koolstof in die kombuis gehad en Ja. ons het so kus daar gehad vir daai een venstertjie. En ek onthou jy was daar en toe kom sit jy op my skoot voor die tafel. Rarig. Ja, dit was so eie en dit was so Oh. relaxed en so dit was Ja. my baie special Maar period. sien jy ek het soos ek het tuis gevoel. Soos anders sou ek definitief nie dit gedoen. Ja, maar ek kan nie eers dit onthou nie, maar dis baie special. So, die eerste vraagie.
Watter rol speel julle geloof in julle verhouding met mekaar? Ek sal Ek wil net iets sê, nee, soos ek dink julle kan nou daai vraag antwoord, maar ek weet nie of julle noodwendig daai vraag 3 jaar terug kon geantwoord het nie. ja, nee, Want ek dink soos jy het baie gegroei en obviously soos om dit te navigate en goeders, maar ja, kyk ek dink die soos hoe kan ek dit verduidelik? Dit is definitief daar's nou baie meer common ground as ek dit so kan stel. En dit het soos ja, ek en Michael het nodig gehad om baie te groei om te kom waar ons nou is, sal ek sê. Waar ons actually soos met julle kan sit en oor die Here kan praat en saam kan nagmaal hou en soos dis baie special. Maar ja, soos ek sê, dit was definitief 'n journey om daar uit te kom, maar ek dink dit maak dit ook baie meer spesiaal want nou soos I mean daar's groei wat julle ook dalk nou in ons kan sien en dit maak dit meer special. Maar ja, ek sal wag die vraag sê gou weer. Watter rol speel julle geloof in julle verhouding met mekaar? Ja, dis eintlik ek weet nie, dis 'n diep vraag. Ek dink 'n mens se geloof of 'n verhouding met die Here bepaal jou verhouding met ander. En dit het definitief 'n effek. Ja. Waar ek dink as daar moeilike situasies opkom of wat ook al dan en jy leef in 'n verhouding met die Here, gaan jy dit anders hanteer as wat jy miskien nog nie jy weet vir die Here leef nie. En ek dink dit maak 'n groot verskil. Ja. En ek dink ook soos daar is hierdie hele ding oor soos hierdie stigma oor skoonma en skoondogter ding. So sê nou maar ek voel die feit dat ons 'n verhouding met die Here het, maak ons baie meer sin. Maar ma kom na my toe en sê vir my iets, ek weet uit watter plek dit kom. Soos as jou ma my moet korrek of wat ook al, dis omdat sy my beste belange op haar hart het. Dit kom nie uit 'n slegte plek uit, verstaan jy? So Ek weet die een storie wat jy lekker om vertel dit het. te hoor dit sê. Ek weet daai een storie wat jy my vertel het van soos julle het op 'n tyd het julle gepraat oor wat soos of wat mamma vir Anke oor gebid het, maar jy het nie geweet nie. Ja. En toe my ma dit soos revealed, dis dit soos Ja, so dit was toe julle nog in die woonstel was. En dis eintlik ek het hierdie storie vir Shanay ook in ons testimony episode vertel waar maar daai joke gemaak het of nie die joke gemaak het nie, maar die ding oor vertel het wat die pastoor gesê het van die eindtyd. Onthou maar dit. Maat my tot geloof laat skrik. Kom ons sê dit so. Maar in elk geval lang storie kort, dis eintlik waar dit begin het en toe daai een aand moet nog op so was ek 'n lyntjies papier waarop ma geskryf het waarvoor ma vir ons bid en toe ek kan nie eens onthou ons het in die sitkamer gesit en kuier en ons het seker maar nou gepraat soos oor die Here of wat ook al en toe bring maar daai papiertjie uit en toe besef ek dink ek en Michael het in daai oomblik besef of ons het nie altyd besef dat julle vir ons bid nie, maar in daai oomblik het ons besef, okay, wow, soos en ek dink dit was vir ons baie spesiaal geweest. So ja, ek weet nie, hierdie is 'n moeilike vraag om te antwoord. Okay, ek praat nou soos namens jou seker en soos ek dink ek en jy soos skoonma gewys en dis nou nie om mamma soos wat noem ons dit om op te hef of te wat ook al nie, maar ek dink soos daar's so baie mense wat so skoonma's nie vir hulle bid nie. Ja. Verstaan en ek dink dis waar ek en jy soos regtig die jackpot geslaan het is want soos nie net het ons een ma wat vir ons bid nie, maar ons het 2 ma's wat vir ons bid. Ek weet nie, dis net vir my amazing om soos dat die Here ons gebless het met soos wat jy nou gesê het, nie daai tipiese skoonma skoondogter verhouding. Ja. Verstaan soos en ek weet ek kan as ek wat ook al die dag soos deurgaan, dan het ek die vrymoedigheid om na my skoonma toe te gaan en sê hoorie, ek sukkel met dit, bid vir my oor dit of ek kan Bernard werk deur hierdie bid vir dit of bid vir die kinders of wat ook al. Ek kry ons party mense wat so sê, okay, ja, ek bid vir jou, maar eintlik is dit net soos om te sê ek hoop dit gaan goed of Ja, dit het al te algemene ding geword om net te sê maar jy doen dit nie eintlik nie. Maar soos ek weet my skoonma bid vir my. Soos dit was my so special, sy het nou die dag toe stuur sy vir my boodskap toe sê ek lê wakker vanaand en of
Nee. Ja, sy het wakker gelê, maar toe sê sy vir my sy weet nie eers waarvoor sy vir my kan bid nie, want as ek en sy praat dan vat Melika die foon en dan hol hy, so ek en sy kry nie regtig gepraat nie. Toe sê sy weet nie eintlik wat aangaan nie, want sy wil net sy weet nie waar vir my te bid nie en ek moet haar sê vir wat sy vir my kan bid en sê Dit is baie nice, ja. Hoe probeer julle Christus se liefde weerspieël in hoe julle met mekaar omgaan? Soos hoe deur om met mekaar te werk, hoe wys julle Jesus se liefde? Wel, eersins sal ek sê, soos obviously deur respek en soos nie net respek, soos dis nie soos net ek wat nou omdat soos hoe kan ek dit verduidelik, soos jy het respek vir iemand omdat hulle ouer as jy is, maar dit is nie net soos hoe kan ek so dis nie net 'n one-way street nie. Dis nie net van ek het respek vir ma nie, maar ma het ook respek vir my. En ek dink dis net in die manier soos hoe jy oor die algemeen met mekaar praat en as daar iets soos 'n situasie opkom wat die environment dalk intens is, soos om net soos ja, ek weet nie grace te hê, soos ek weet nie te dink voor jy praat en net mooi met mekaar te werk. Soos want obviously gaan daar situasies wees wat ons verskil of nie saamstem of wat ja, soos iets nie lekker is nie, maar om dan net nog steeds ja, ek weet nie om net ek weet nie, dit is so moeilik om te antwoord. Okay. Maar ja, ek dink om net soos respekvol te wees en mooi met mekaar te praat in sulke situasies. Ek stem saam met Angs. Ek dink daar gaan altyd verskille wees. Maar dis om grace te hê met mekaar, dink ek, en om mekaar se sienings te respekteer. En ook ruimte te skep vir dit. Ja. En nie rigied te wees oor my way nie. Dit sal so wees nie. En dan is dit nie liefde nie. Dit word nie in liefde gedoen nie. Dit is Daar's twee goed wat ek wil sê. Nommer 1, net soos wat 'n man en 'n vrou uit twee verskillende huise uitkom en soos mekaar half skuur hierso, maar soos want dit is 'n verhouding, dit is soos man en vrou wees. So is dit soos dieselfde voel ek met soos skoonma, skoondogter, is soos okay, ek gaan nou net hierdie as 'n voorbeeld gebruik. My skoonma het 2 seuns gehad. Verstaan? So nou het sy 'n skoondogter. Ek het saam met hulle in die huis gebly. So dit was nou weer heeltemal iets nuuts vir haar om te leer. Dit was nou weer heeltemal iets nuuts vir my want ek het hulle nie regtig geken nie en nou is ek in hulle huis. So hulle doen 'n goed ding op 'n sekere manier en ek het groot geword op anderste, maar net oor hulle dit anders gedoen het, beteken dit nie dis verkeerd. Ja. En ek dink as jy daai ding van soos okay, ek het geleer die toiletpapier kom bo oor, maar hulle sit die toiletpapier onder, dan ek meen jy bly in hulle huis, so sit dit onder. Verstaan? Soos moenie nou 'n punt draai. Ja, moenie klein goedjies 'n issue maak. Ja. Dis die een ding. En die ander ding, daai vers in die Bybel wat sê eer jou vader en jou moeder. Baie mense dink ek maar dis net my fisiese ma en pa. Dit is nie my skoonma en skoonpa nie. Maar toe jy huwelikskontrak geteken het, jou man en jy het een geword, wat beteken jou skoonmale is jou ouers nou. In die geestelike wêreld, wat ook al. So, dit beteken jy moet hulle ook soos eer jou vader en jou moeder. En ek weet is moeilik, want partykeer stem nie so aan mense, soos daar sekere aspekte wat ek voel soos, as dit byvoorbeeld jou kinders soos beïnvloed en daar seker goed is wat ek soos glo jy met boundaries het, maar as dit nou so iets stupid is soos toiletpapier, soos rarig, hoekom wil jy nou 'n hele fight oor dit opsit, want dis useless, verstaan? Ek stem, ek stem. So ek dink, Ek dink net iets wat ek op daai punt wil sê, is ek dink is baie belangrik dat jy en jou man op dieselfde bladsy moet wees. En dat jou man ook moet besef, hy is nie meer 'n kind in sy ma se huis nie. So ek verwag van Michael om vir jou te respekteer en jou wil verstaan. Of nie jou wil nie, maar jy verstaan wat ek sê, jou behoefte. En dat hy dit met ons sal kommunikeer. Want so, want ek het al gesien, daar's huwelike waar die man nog steeds as 'n prominente rol veral vir sy ma speel. Ek dink hy ma-seun verhouding is nogals dit kan special wees al is, verstaan jy,
ek voel dit kan nog steeds iets spesiaals wees. Maar daar's kere en geleenthede of situasies wat ek al gehoor het dat dit die skoonma hanteer die skoondogter regtig sleg. En die man kom nie op vir dit nie, verstaan jy? Hy cover vir sy ma en dit voel vir my, dis nie hoe die Here dit bedoel het nie. Maar ek sal sê soos dit kom weer terug na soos ons is mens en daar gaan dalk kere wees wat die environment intens is en ma sê dalk iets in 'n manier wat ek nou nie daarvan hou wat ook al, maar omdat jy 'n verhouding met die Here het, soos jy werk net op 'n ander manier met mense. Soos dit is net, en jy maak nog steeds foute, maar dan na die tyd dan sal ek besef, ek moes dalk nou nie so gepraat het nie, of ek moes nie so gereageer het nie, maar omdat jy verhouding met die Here het, soos die manier hoe jy reageer op goed en hoe jy met mense praat en omgaan, soos dit change net as jy regtig 'n lewende verhouding met die Here het. En daar was iets anders wat ek ook weer gesê het. Ek voel in daai opsig soos wat ma sê, soos ma verwag van Michael of hy moet opstaan vir my, maar ek sal ook altyd sê dat dit in 'n respekvolle manier moet gebeur. Want anders voel ek kan dit voorkom soos dat ek hom opsteek teen verstaan, soos en dan moet hy nou heeltyd of defending kant kies. En dit moet nooit so wees nie, voel ek. Ek voel dit moet kom uit 'n plek van respek uit en op 'n mooi manier gedoen word, sodat dit half dan 'n oop gesprek is en nie net is van ek het hom nou gestuur om my battles te kom fight nie, as ek dit so kan sê. Iets wat ek ook net op daai punt wil sê is soos van 'n skoonma se kant af. Ek sal jou nooit met Michael bespreek. Tensy dit iets is waaroor ek besorg is, soos byvoorbeeld toe ek sien jy kry swaar, om sê hoe doen Anke, hoe gaan dit dan, verstaan jy, maar dan is dit weer eens uit 'n plek van besorgdheid uit. Nie 'n kwessie van om hoe Anke se toneel is dan nie vandag ek weet nie, jy moet met haar praat. Ja, my toneel is 'n sensitiewe saak. Ek het ingroei tonels, los my uit. nou trap jy op jou tone. Ja, te soon. Sorry. Maar ja, so dit is definitief iets en ek voel ek dink 'n skoonma het 'n groot verantwoordelikheid, as ek dit so kan sê. As mamma en speel 'n groot rol in die vrede. En die ding is wat ek dink dit sit, kom ons gebruik sê nou maar my en Michael nou as 'n voorbeeld. Ek dink dit sit hom, sê nou maar dit was so as ek iets doen waarvan ma nie hou nie en ma gaan na Michael toe in plaas van om direk na my toe te kom. Dit sit vir Michael in 'n baie moeilike posisie, want hy het weer daai ding van eer jou vader en jou moeder, so kom op vir jou ma, soos vir sy ma, by my, maar dan voel ek nou weer, okay, maar so dit in die eerste plek voel ek net soos as iets jou plaas, soos praat direk met mekaar en sorteer dit uit, in plaas van wat jy die man half in die middel van dit alles sit, van want dan gaan hy ook heeltyd voel soos hy moet kante kies tussen sy ma en sy vrou, wat ook glad nie so moet wees nie. Wat ek wel sal sê, is en Bernard is goed in dit, is soos, kom ons sê, byvoorbeeld iets gebeur, al is ek verkeerd, vat hy my kant. Soos eer jou vader en jou moeder, maar jou man en of jou vrou kom eerste. Verseker. Maar dit is even soos hoe die Here dit in elk geval intended om te wees. Is soos, sê nou maar daar's 'n situasie, kom ons gebruik jou en Bernard as 'n voorbeeld, al is Bernard verkeerd, jy gaan opkom vir hom, want hy is jou man en dit is presies hoe die Here dit wil hê. Want jy kan privaat eerder na hom toe gaan en sê, hoorie, na die tyd sê, maar yet again, 'n mens kan dit in 'n Christelike respekvolle manier doen. Dis nou nie van soos maar dit wys jou soos, en dit kom alles terug na as jy 'n verhouding met die Here het, soos doen jy net goed op 'n ander manier. Dit is net dit kom alles terug na dit toe, voel ek. As mamma raad gehad het vir ander skoonma's wat wat eerder deur hulle kind na die skoondogter te praat. Wat hulle kind gaan, of wat soos nie byvoorbeeld saamstem met hulle skoondogter se reëls, of wat ook al, soos daai tipiese skoonma, skoondogter, soos as mamma raad vir hulle het, wat sal dit wees? Ek dink ek wil eerstens net terugkom na die begin van ons gesprek, en dit het gegaan oor jou verhouding met die Here. Ek dink dit is regtig 'n kardinale punt waaruit alles vloei. En ek dink
as ek nou net na die skrif of na die woord toe kan teruggaan en ek wil nou dit graag noem is in Titus 2 waar Paulus die ouer vrouens vermaan om te invest in die jonger vrouens. Lewenservaring en ja, speel so 'n belangrike rol wanneer jy met jou familie werk. En wanneer jy met jou dogters werk, ek weet julle ons werk bitter min op die groepie, maar op 'n stadium het ek 'n groepie tussen ons drie begin, net om vir ons mans te bid en wat ook al, en dit gaan juist daaroor, en ek het op daai stadium nie eers gedink aan die skrif nie, maar ek dink dat daar's iets kosbaars daarin om dit wat jy geleer het met jou dogters te kan deel. Ja. En in hulle te kan invest. En daar, soos wat die lewe aangaan, is daar goed wat gebeur en ek dink nie dit is regtig so amazing as jy self met die Here al 'n pad gestap het met sekere lewensomstandighede en ek kan na jou toe kom wanneer ek kan sien iets is nie lekker nie of die Here iets op my hart lê en ek kan dit met jou share. En jy is oop om daarna te luister want jy weet maar het al daardeur gegaan en miskien voel ek nie om so op te tree nie, maar ek weet dit is die regte manier want dis 'n groot ding is om nie net te doen soos wat jou emosies vir jou sê of jou vlees vir jou sê nie, maar om volgens God se manier te werk. So as ek met ander skoonmaas kan praat, dan wil ek vir hulle sê werk vanuit God se beginsels. Ek doen nie alles reg nie. Ek maak foute, maar net soos toe ons julle groot gemaak het. Ons het foute gemaak, maar op 'n stadium het ek na julle toe gegaan en vir julle gesê sorry vir die kere wat ons droog gemaak het. Ons is ook net mense, ek dink ek het eendag vir jou gesê mamas en pappas is ook nie kinders wat groot geword het. En kinders wat kinders gekry het en ek dieselfde met julle. En ek bedoel ja, ons is nou skoonma en skoonpa en ja, ek dink grace met mekaar. Ja, ek weet nie of ek sin maak nie. Ja, dit maak sin. Ek dink ook soos 'n belangrike punt is as jy 'n fout gemaak het of lelik gereageer het of soos iets verkeerd gedoen het, as jy kan erken soos en kan sê hoorie, hierdie was 'n fout van my. Kom ons kyk ons dit in die toekoms soos beter kan handle. Dis al klaar soos ja, ek weet nie, ek voel dis al klaar 'n stap in die regte rigting. As jy net kan erken dat jy 'n mens is en jy maak foute soos ons almal doen. Dit is ja. So, maar as jy iets verkeerd gedoen het, dit probeer justify nie, maar eerder sê hoorie, okay, ek was verkeerd en kom ons kyk hoe ons dit vorentoe kan soos anders kan doen. Ek dink kommunikasie is 'n baie groot maar nou tussen ons. Ek dink oor die algemeen, wat nou met jou is en of dit met jou is, daar is obviously 'n ander dinamika. Ja. Ek bedoel ons kan dit erken, maar dit is omdat soos jy in die begin ook gesê het, ons kom uit verskillende agtergronde uit. So ons kyk anders na dinge, doen dinge anders, maar kommunikasie en in liefde met mekaar te praat is 'n groot ding. Ek dink 'n groot ding kan ook wees is om nie noodwendig heeltyd die skoonma skoondogter ding op te bring nie. Soos jy hoef nie heeltyd jou soos dogter te sien as maar weet jy wat nie, wat ek net besef is soos en dit is so in ons ingedrul. As dat daar's 'n negativiteit en dit is nie so nie, dit is nie nodig nie. Ek bedoel, ja, so ek dink ons moet net soos of mense oor die algemeen moet dit eintlik net ophou so groot ding maak. Soos dit hoef nie so groot ding te wees soos wat almal dit of al negatiewe groot ding te maak soos wat almal dit maak nie. Ek het al gehoor mense sê soos okay, maar dit was nou haar stiefmamma, mense kan dit baie maklik swaai na soos jy skoonma toe. Sy noem nie haar stiefma nie, dis 'n bonus mam. En ek voel dit is dieselfde met soos 'n skoonma, soos jy het 'n bonus mam. Verstaan ek het 'n dogter ek weet net dit is oulik, ek wil net bysê met daai wat 'n mens soos die ouer vrouens leer jonger vrouens. Soos as kom ons sê byvoorbeeld
obviously dit wat hoe julle byvoorbeeld kinders groot gemaak het in 1962 versus Is jy so oud? ja, maar verstaan soos Ja. toe dit nog swart en wit was en hierso is dit nou soos anderste. Soos die basic raad bly dieselfde. Ek hoor wat jy sê, dis die woorde wat nou in my kop inkom is soos in die principles bly. Die principles bly dieselfde, die resep bly dalk anderste, maar die bestanddele bly dieselfde. Ja, die fondasie. Ja, die icing lyk anders. Die icing lyk anders, maar die koekbestanddele lyk dieselfde. Ja. En net oor julle deur die tyd lapdoeke gebruik het en nou is mamma soos Sê het nie, dankie tog. nou is mamma soos ek maar weet jy wat try dit dalk want soos wat ek wil ek en soos Anke soos nee hier sis en wat ook al soos vat dit uit van waar sy kom en moenie net soos jump toe van soos okay ja weet jy wat my skoonma try my lewe roem nie verstaan want is meer van sy doen dit uit soos omgee en wil jou try help en jou lewe makliker maak. So ek dink dit gaan ook baie oor soos perspektief. Soos as jy jou mindset en jou perspektief verander van soos wat? Ek gou want ek dink daaraan soos en elke keer as jy dalk buite is in die wind waai soos en hou net hulle ore toe. Dit is presies. Nee, soos net die ore. En die middag sê mamma, die kinders kom van Kanada af. Hulle is net te dankbaar dat hulle ore wat ek maar in elk geval sê maar verstaan dis 'n ding, verstaan jy? Ja. En luister, soos luister en vat dit, maar dis nie te sê jy hoef dit so te doen nie, maar ja, Ek dink ook partykeer soos moenie soos even sê nou maar ma maak so 'n kommentaar of iets soos om nie noodwendig altyd so diep in alles in te lees nie. Soos partykeer is dit net soos okay, ek is regtig net soos ek wil nie die kind moet siek word of ek wil nie dit daar is nie soos hierdie daar is nie hierdie dieper ding noodwendig altyd nie of wat noem jy dit soos 'n hidden message. Ja, maar wat is daai woord? Ja, dit is soos 'n hidden message tipe. Soos daar is nie ja, partykeer vat dit net soos wat dit is. Ek het gesê okay daar, maar sy was nog baie klein. Dis daai een dag wat jy net so super overwhelmed was, daai Sondag. En toe sê dit almal van soos okay, maar onthou haar kousies of okay, maar het jy al dit getrooi, wat ook al. En almal het dit soos uit liefde uit, maar vir jou was dit super overwhelming. So ek wil net ook so sê van soos in daai omstandighede as dit so is, sê dankie dan, maar ek dink 'n goeie skoondogter skoonma verhouding is soos om dan te sê weet jy wat ma ek is super overwhelmed soos ek verstaan van kommunikasie want nou is dit iets van soos iets doms is net ewe skielik baie erg maar dis eintlik net omdat jy 'n baie slegte aand se rus gehad het gesê dis jy net soos ja verstaan en soos wat ja en dit is jy soos wat jy sê dit kom uit 'n goeie plek uit maar daai dag voel jy dalk net nie soos en weet jy wat dan kan jy vir my maar sê hoorie maar ek is super overwhelmed soos kan maar net vir my luister, soos dat ek net soos huil of wat ook al, môre kan maar weer raad gee. Maar ja, soos die bottom line is soos ek dreis en moenie nie alles wat jy skoonma of jou skoondogter sê is soos the hidden meaning of wat is die woord soos 'n ja, dis soos 'n hidden agenda of wat ook al. Ja, nee, ek sê hom so. Ek wil 'n vraag vra. En ek weet gaan nou dalk op die spot. Gaan dit my op die spot sit. Ek weet ek het al probeer soos in ja, van my kant af soos in wat ons nou teeder en dan sal ek vir jou sê Ankie die dag geskei dan gebore is wil ek hê jy moet oop en eerlik met my wees en vir my sê maak jy overstep hier of whatever. Hoe dit jou laat voel? Dit wat ja. Ek dink dit sal soos dit was vir my soos ek weet nie dit het my gemaklik laat voel. Dit het my laat voel okay, as daar ooit iets is, het ek die wat is die woord, soos die vrymoedigheid om te sê. So nee, ek dink ook soos wat Shanay gesê het, ek sal dalk nie net oor dit my persoonlikheid is en ek voel ek tog bietjie meer soos in daai opsig skaam is, sal ek dalk nou nie direk vir my sê, okay, nie van dit wat maar doen nie, maar ek sal
eerder vir Michael sê, hoorie, ek het nie van hierdie situasie gehou nie, praat asseblief net of bring dit net op. Want dit is tog net bietjie, want niemand van ons hou van konfrontasie nie, dis moeilik. Dit is nie verstaan is nie die maklikste ding om te doen nie. So ja, maar altyd in 'n respekvolle manier. Ja, maar Ek dink ook 'n ou se persoonlikheid en temperament het 'n groot rol te speel in verhouding, nee. En ek dink 'n groot ding soos wat baie keer kan gebeur, sê nou maar jou skoonma of jou ma wat ek al sê iets, ons is baie vinnig om op soos emosie te reageer en dis die ding, soos emosie speel altyd, speel 'n groot rol in soos Amper sê die duiwel gebruik dit en speel met leens en dan as jy dit glo dan word dit 'n ding en dan was dit nooit reg. Ja, maar ek dink ook om as daar iets is wat pla of wat ook al om dit soos nie op te krop en soos half op dit te broei nie, want ek voel dan raak dit 'n groot ding. Waar as jy van die begin af, soos as iets my plaaslik of dadelik vir Michael sê, of ek sal dadelik na ma toe kom of wat ook al afhangend van die situasie. Maar as jy sê dit broei en dan gaan my ma eendag net vir jou sê, o angs, ek sal jou stiek vir jou tone. En dan sê kom wat swat met my tone. Weet jy wat, daai vrou. Ek sien jy dis net my tone hierso. Wat beteken respek vir elkeen van julle in hierdie verhouding? Ek dink, as ek moet eerlik sê, is ek regtig geseënd met of as 'n dogter-in-law. Ek het nog nooit ek wil dat jy my gedisrespekteer. Dis presies wat ek ook nou wil sê, so daar was nog nooit 'n situasie vir my om te weet, ek weet nie, om te kan distinguish nie, verstaan wat ek wel het nog altyd, soos, ek weet nie, ek draai baie hard dink, maar dit is nie iets. Ek is soos 'n, is daar iets wat Anke byvoorbeeld sou kon doen, wat mamma sou voel, soos, weet jy wat, disrespectful, of dit het my nie laat goed voel nie, of is daar iets wat my ma kon gedoen het, wat jy gevoel het, okay, sy respekteer jou nie? Ek sal sê, soos, sê nou maar daar is iets wat ek en Michael besluit, soos ek voel vir die stadium van lewe waarin ons nou is, as ek en Michael iets ooreengekom het met Kyra saam, kom sê nou maar dit is iets soos, ons wil nie vir takeaways gee nie, of ons wil nie vir wat ook al, soos enige soos besluit waarop ek en hy gesê het, okay, dit is ons boundaries, en as dit dan overstep word, dan sal ek gedisrespekteer voel, maar soos as dit nou een keer gebeur, en ons het dit nog nooit daaroor gepraat nie, soos dan sit nou in 'n situasie, maar as ek en Michael dan duidelik gesê het, okay, ons wil nie hierdie so doen nie, of hierdie is die manier waarop ons dit wil doen, dit is dis die enigste manier waarna ek nou kan dink, wat ek dan, soos as ons dit uitdruklik gesê het, en dan is dit verstaan, maar dit is, ek voel common sense, dit is nie... Ek voel self, ek verstaan dit, en ek ook, soos ek sal nie, selfs met die kinders. Maak is ook hoe moeilik het is om nie vir hulle vliings te gee. Mag ek nie vir hulle vliings gee? Kyk, ek voel my ma kry baie reg met my kinders. Ek voel daar's 'n groot verskil tussen soos, want even met my oupa, so my ma wou nie, hy moes naaste by die aantal koekies ons altyd gegee het, wat hy vir ons gegee het nie, maar daar's 'n verskil tussen soos ouma en oupa wat nou bederfie doen, en soos dit is nou, en ons almal joke daaroor, maar as dit nou iets is wat bietjie meer ernstig is, dan, goed soos dit, soos goed wat daar negatief kan affekteer. Jy kan allergiese penicillin, moenie van penicillin gee. Daai is 'n ander level. Nee, so soos 'n afskryf level. Ek dink net dat jy mooi vertel wat in die hospitaal, het jy gehoor? Toe sy sê, Michael's allergies vir wat? Paracetamol. En die drip paracetamol is aan Michael, en die nurses is, paracetamol! En hy sê dis penicillin. Hy was uit Mike, en daarom onthou, maar ons moet 'n bandjie regtig vir hom kry om, al mens moet dit op hom tattoo, want hy kan 'n bandjie verloor. Maar jy weet, mense wat allergies is vir penicillin is actually supposed om iets te dra wat sê, ek kry baie mooi is. ek wil van my bandjie kry.
Hier is nou soos, maar dis soos as julle al konflik gehad het, van soos was daar al 'n tyd waar julle genade aan mekaar moes wys? Nee, ek dink nie ons wil sulke vrae antwoord nie. En ek dink ook nie daar is regtig sulke situasies nie, maar dis ook nie, as daar nou iets is, wil ons dit dan nie uitgrou nie, verstaan? Hoe ondersteun julle mekaar? That's crazy. Okay. Hoe ondersteun julle mekaar in julle verskillende rolle binne die gesin? Hoe ondersteun julle mekaar? Wees jy kom maak vir ons koffie in die aande. Ja. En jy maak vir ons kos. Nee, ek sal sê iets wat vir my Ja, dit baie te raak nie. ek sal sê iets wat vir my soos super baie beteken het, en ek dink enige ma wat soos postpartum is kan met my soos saamstem. Jy wil nie, as jy nou net geboorte gegee het, daai eerste 2 weke, soos jy wil nie kos maak nie. Is regtig nie lus. En ma het soos elke aand groente gemaak en dan Michael net vleis op die braai gesit of ons het by hulle geëet of wat ook al. En dit was soos enige iemand kon vir my 'n geskenk na geboorte gebring het, en maar dit was net, ek weet nie om dit te verduidelik nie, maar vir my om nie kos soos hoef te gemaak het of te worry wat eet ons vanaand, dit was soos, ja, so ek sal sê klein goedjies soos dit. Is net soos doen klein goedjies vir die stadium waarin soos daai persoon in lewe is. Dis ja. Ek dink ook kry soos ek weet nie of almal die verskillende bome ken, soos jou persoonlikheidsbome of soos wat dit beteken nie, maar ek dink dit is belangrik om dit van mekaar af te weet, of wat is jou love language? Ja, ek wil en net waar sê dit jou is. liefdestaal. Want kom ons sê byvoorbeeld mamma se love language is geskenkies gee, maar Anke se is soos words of affirmation. Dan gaan sy die geskenkies waardeer, maar sy wil hoor, weet jy wat, soos yes, jou YouTube video. Dis oulik in jou YouTube video is nice. Ja. En ek voel Ja. dit kan baie nie opbouend is, maar soos baie konflik vir my, want dan is jou, ek kan weer sê tankies, dan is jou tankies vol van soos, en dan klein goedjies gaan dan nie saak maak nie, want dit is soos, maar dis nie hoe my skoonma noodwendig. Dis wat so intensie, Ja, verstaan. wat is so Ja, en dis nie intens? noodwendig, ja. Ek wil net vir julle sê, dit was my bitter, ek gaan nie Karel se naam te ken. Ja, julle mag dit Ja. nooit doen. Ja, dit was so, ek onthou jou naam het, ek wil sê, gaan julle nou vir ons sê of nie? Want ek wil nou net weet. Ja, Dit noem ek op 'n troontjie. Wag maar, daar's iets wat jy nou gesê het. Iets wat ek soos nou al 'n paar keer gehoor het en wat ek voel soos baie waardevol is met soos mense se love language. Jy moenie, want ons is baie geneig om vir mense te gee wat ons love language is en nie vir hulle te gee wat hulle love language is nie. So ek dink dit is soos 'n belangrike punt is om uit te figure, okay, wat is, maar oor die algemeen met mense met wie jy werk, soos jou familie en jou vriende en wat ook al, om eerder te kyk, okay, maar wat is hulle love language en dit te doen en nie jou love language of op hulle af te forceer nie. Want dis baie keer soos waar ek voel waar miskommunikasie kom of waar jy voel iemand verstaan jou nie eens, want hulle draai vir jou. Ja, hulle draai vir jou gee wat hulle eintlik soek. So ja, dit is dalk net dis iets wat ek gelees het en dit was vir my baie waardevol. So. En ook wat ek agtergekom het is soos sodra julle soos iets skryf wat julle albei like of soos iets wat baie spesiaal is, soos kom ons sê byvoorbeeld ek het heeltyd vir my skoonma koffie gemaak. En dan sal sy soos, want sy het baie keer van die huis af gewerk en dan sal ek en sy soos op die stoep gaan sit en koffie drink. En net so sulke klein goedjies, al is dit soos 5 minute of 10 minute, want haar love language is basically koffie. Ja. En ek is kwaliteit tyd. So dan sal ek vir haar koffie maak, dan voel sy ek is baie lief vir haar en dan sit sy by my buite en dan voel ek sy is baie lief vir my. Ja, as jy soos iets kan kry wat beide se love language is. Ja, Dit en is soos iets wat julle soos ingemeen het, soos of dit nou is, ek weet nie, maar Ons het probeer saam gym. Ja. Ons het eintlik goed gedoen yesterday. Dit was aan die begin van my swangerskap. Ja. So nee, ons het nogals goed gedoen hoor. Ons het hier in die sitkamer flippin 6:00 die oggend in gym ons daar sonder 'n gordyn. Ons weet nie wie kyk daar in nie. okay, is julle reg? Ons gaan nou rapid fire vrae doen. Dis ek voel ons altyd rapid fire en ons het nooit Dan rapid fire. bespreek, dan doen ons 3 rapid fire vrae want dis die hele podcast. Okay, maar regtig nou soos quick. Okay. Nee. Wat waardeer julle die meeste van mekaar? Jo, dit is moeilike vrae. Kan ek sê wat ek waardeer van my skoonma? Ja. Sy bid actually vir my. Ja, obviously dit.
ek sal sê soos ma wat huis toe gekom het laat ek kon kerk toe gaan. Dit was soos sulke goedjies. Soos ja, ek sal sê om mekaar soos of te help in geloof, soos mekaar te ondersteun in geloof. En ek dink wat ek sal sê is tussen dit as jy my laat voel jy vertrou my. Dit Ja, is ja. vir my. Wat is julle favorite memory saam? Ja, daar's baie. Een is toe ons nou in die Wildtuin was laas jaar en ons het lank vir 'n leeu gesoek. En toe kom daar leeu in die bos. O ja, En elke was so excited. So Alles- ek het hom gevra. Dis het is rap. Dis het Ek- rapid fire. Dis so nee, ek het Dis so wat ek super. gelike het is toe ek nou op die einde van my swangerskap was, soos dit was nie lekker om alleen te wees en goed nie. So dan sou ons soos in die swembad net sit en kuier. Dit was vir my. Wag, wat was die vraag? Julle favorite memory O saam? ja, so dit is ek sal sê klein goedjies, soos ja. Wat is 'n tradisie wat my ma of soos wat in ons gesin is wat jy like? Daai potjie kos, daai potjies, daai klein potjies, ons doen dit al van forever af. O, en ek sal sê 'n favorite memory is wat ons saam nagmaal gehou het en goed, dit was vir my lekker. Ja. Wat is iets wat Anke doen wat mamma laat soos tuis voel, soos O, yes, tuis voel, dit, maar ja. soos geliefd voel? As hy net so spontaan in die huis inkom. Ah, Dis vir my lekker. ek try dink. Ek sal ook sê soos daai wat maar net in swangerskap soos al vir my gevra het, is jy okay? Soos 'n half check-in sal ek sê, want ek is nie iemand wat like om regtig my emosie te share nie, sal ek sê. So ja, ek kort iemand om dit uit my te forceer. So wat is iets wat my ma doen? Maar ek dink ons het dit al wat jou soos voel jy word bederf. Wat voel ek word bederf? Soos as ons nooi vir ete. Want ek haat dit om kos te maak. So ek voel Daar's bederf. Anke kon na my toe sê soos wat? O, ek sal sê ja want ons sien julle redelik soos minder van dit soos daai eerste 2 of 3 weke wat ek hier was, Ja. dan het ons hulle elke aand gesien of wat ook al. En hy sê ek hulle minder. Sy sê sy weet nie van die helfte van die kere wat ons genooi is nie, want Michael sê net al nee. En sy sê nee, kom ons gaan. Is daar iets wat julle like om saam te doen? Oefen, om saam te oefen is lekker. Dis ons het dit min afgedoen. Saam koffie te drink. Ja. Ek sal net sê soos ja, kwaliteit tyd saam. Wat lekker was wat toe ek nog bietjie meer by die huis was, Mm. bedags. Is om vir haar net te WhatsApp en sê sy lus vir tee. Ja, dis En dan eilik. het sy ook Ja. gekom vir tee. Ja, dit was Tussen lekker. julle twee, wie is die meer emosioneelste ene? O, Nee, ek weet, dis moeilik om te sê. Ek weet nie, ek voel ek het al my moments gehad die laaste paar Ek tyd. dink my ma huil makliker Maar met tussen julle menopause- twee. Nee, Dit is nee, een- ek huil baie definitief makliker. Ek huil was soos oral. Wat is mamma se grootste wens vir Anke? so. Dis nou gaan ek huil. Nee, laat sy net regtig vervuld sal wees in haar rol as vrou, as mamma en as mens wees. Dit is my grootste begeerte. Dat sy vrede sal ervaar. Die joy van dit sal ervaar. Ten spyte van al die challenges en goed sal. Ja, want en dis iets wat ek baie keer nou al op die podcast ook gesê het, is soos ek voel ek word baie maklik soos negatief maar ek kan baie vinnig negatief raak oor my soos surrounding. So ek dink ek vind dit moeilik om partykeer joy te hê as gevolg van goed wat moeilik is. Want ek sal iets al vir my moeilik wees, kom sê nou maar Kara het krampe of sy wat nou siek is, dan sal dit vir my voel, ag, my hele lewe is nou verstaan. Soos ja, so dis partykeer vir my moeilik om joy en goed te vind omdat ek as iets bietjie moeilik is. Ek weet nie hoe om dit mooi te sê nie. Maak dit sin? Hou jy meer van koffie saam of tee?
Albei afhangend hoeveel koppies koffie ek al die dag gehad het. Sy was swanger, so toe Ja. moes ons tee drink. Ja, Wie lag eerste? dit is moeilik om te sê, dink ek ja. weet nie. Ek dink Anke. Sy het 'n baie Ai. skerp sin vir humor. Wie is die meer spontane ene? Nee, maar definitief. Ek is Dink nie ek. spontaan nie. Nee, ek doen nie goed op die ingewing van die oomblik nie. Ek soos het my strukture en weet eis nie. Wie begin gewoonlik die chat eerste? Ek dink maar dis net oor my persoonlikheid. Ek is nie iemand wat soos ek wag soos of ja, ek weet nie. Ek soos Ja, al ek- wag dat iemand eers met my praat want ek weet nie dis net hoe ek nog altyd is. Ek is hou baie nie. soos jy want ek wil hulle nie plan nie. Maar ek voel jy doen 'n goeie want die ding is ek voel in 'n vriendskap, sê nou maar ek en jy is so dat ons nooit met mekaar praat nie. Waar jy doen 'n baie goeie job daarin om soos en ek voel partykeer skuldig want dan voel dit vir my soos en ek het dit al met vriende ook gevoel, hulle moet altyd na my toe uitreik, maar dit is nie omdat ek nie met hulle wil kuier nie, dis nie in my persoonlikheid om die een te wees wat en soos dis baie keer ook as ek deur iets moeiliks gaan omdat ek nie uitreik na mense toe nie soos Hulle weet nie. ja, dis hoekom dit vir my spesiaal is as iemand dan na my toe uitreik as dit Daai sin keer maak. wat jy na my toe gekom het om te sê ek kyk. Ja, daai was Dit nee, was jy vir moet my- weet hoe baie dit gevat het want ek is nie iemand wat gewoonlik Ja, maar dit doen. dit het my weer spesiaal laat voel want dit het vir my Regtig? gevoel soos want obviously was ek vir baie lank nie so nie en Ja. ek meen ek was weg toe so ek Ja. het nie soos beste chums Ja, en dit het vir my gevoel soos jy het nou 'n kind Ja. ons is eintlik op dieselfde level maar soos ons het nog nie nog nie gebond met kinders Ja. saam nie, ja. en toe dan my toe kom dis Yesterday. So dis nou nie, ek dink is hierdie episode is nou nie baie wat ander gedink het van soos okay, ons gaan net die juice vertel en ons gaan net Mm, wat ook al, maar ek dink soos ons het goeie raad gegee en ek dink die bottom line of the story is soos die Here is die senter van enige verhouding want as hy nie die senter is nie, gaan daar goed krap en soos al is hy die senter daar krap nog steeds goed maar ja hanteer Ja, dit die anders, manier waarop né? jy dit handle Ek is dink daar anders. is ietsie wat ek net wil byvoeg, so op die einde is, as iemand in 'n verhouding is met 'n skoonma wat baie negatief is, dan wil ek regtig net sê soos in boundaries is belangrik en moenie skuldig voel vir die boundaries nie en maar kom by die Here uit dat hy vir jou Ja. wysheid gee van hoe Ja. om te hanteer want ek weet nie almal is geseënd soos ons Mm. met ons verhoudings nie. Ja. En so dit is uitdagend, maar jy kan dit nie in jou eie krag doen nie. Jy het wysheid van bo nodig. Ja, Ek dink so. in daai omstandighede moet jy ook soos bid vra. Ja, verseker. Bid vir haar en bid dat die Here jou hart sal sag hou En teenoor haar. bewaar, ja, en bewaar. definitief. Want ek dink is baie maklik as iemand die hele tyd negatief is of die hele tyd wat ook al, dat dit soos ag weet jy wat, ek wil nou nie meer by jou gaan kuier nie of ek wil nou nie meer moeite maak met jou of wat ook al, ek wil nie 'n verhouding met jou nie want jy is sad Sally die hele tyd, maar ek dink om nog steeds al is dit moeilik Ek dink ek soos as jy as sê nou maar sê nou maar soos jy het 'n skoonma wat regtig nou nie baie nice is nie en hulle maak nie saak wat jy doen nie, jy kan hulle net nie beïndruk nie of wat ook al. Ek dink as jy net aanhou soos in 'n godly way optree teenoor hulle, gaan dit vir hulle wees van soos okay, maar hoekom bly sy soos en dan kan dit dalk 'n gesprek oopmaak van om oor die Here met mekaar te praat, verstaan en dit ja, so ek dink ja, tree net op soos wat Jesus sou optree. Dit is ja, ek dink dis dit. Maar ons het mos nou eintlik gesê in die laaste episode sou ons 'n part 2 gemaak het van die vragies oor vriendskap en alles, maar dit sal dan nou ons volgende episode wees dink ek. Het ons elkeen gaan ons elkeen 'n recommendation Yes. van die week gee. So enige iets wat jou lewe soos makliker maak of wat jy sal vir mense sal recommend wat hulle nie sonder kan gaan nie. Ek moet dink, daai Telfast medisyne. Dit het Kyra se verkoue voel ek in soos 2 dae weggevat. Sy is nou nie eers meer snotty nie. Ja, nee, dit is want ek dink definitief het sy Michael se soos allergies gekry. So. Ek dink nie dis noodwendig 'n recommendation nie, maar soos
ek weet Nina drink net weer 'n bottel, maar dis ander mense kan haar voer. Ek kan haar nie voer nie want daai tyd van hulle ryk jou melk of wat ook al. So ek En jy maak mos al melk warm. Ek maak haar melk nou warm, so as ek pomp en soos die temperatuur wat dit uitkom is nog steeds te koud vir ons. Dan sit ek dit in die mikrogolf of wat ook al en dan drink sy dit. So sy drink by almal melk behalwe my. Dis funny. Wat is iets wat mamma Wat lewe soos net wat makliker maak of wat mamma gehelp het in hierdie week of ja, enigiets. dit kan 'n app wees, dit kan spice wees, dit kan enigiets. Ina Palmen se chicken spice. Ja, okay. Jo, Nou nie ek sal maar ek second daai proe lekker op Dankie. enige vleis. Soos jy kan dit ewen op maalvleis gooi en dit Ja, proe lekker. maalvleis. Ja, rarig daai Dit is nie 'n spices. chicken spice spesifiek nie. Dit is net soos 'n Nee, moenie dat mengsel. chicken jou voel nie. Okay, maar ons altyd is hierso van soos dit is 'n chicken spice. Kry iets anders. Wat sê gesê tafel? Ja. Ja, Telfast is 'n nie chicken spice. Chicken spice. Wil jy lekker kos maak vir jou gesin? Nee. Nee. Ons Nee, het ek is gehoor ek wil nie kos maak nie. Ek wil nie kos maak. Ek het Shanae You're welcome. se haardroër geleen. Ja. Dis daai ronde borsel haardroër en omdat my hare nou so effens langer is, werk dit baie lekker en baie vinniger as wat ek met 'n borsel en 'n haardroër. Ja. Ek dink ek het seker 4 jaar lank, 5 jaar lank die een in Kanada gebruik. En toe ons weet ons trek hiernatoe toe sê ek soos Bernd jy gaan vir my inkoop. Ek kan nie sonder daai ding nie. So, Dis goeie. Ek voel dis goeie recommendations, maar ek gaan nog steeds die chicken spice inlos. ja, dit is fyn, die chicken spice. Okay, is jy reg? Okay, so hoe dit werk is dis jy kling. Ons gaan net 1 2 3 en dan kling. Cheers vir eers. Dis koffie vir 2 en dan kyk ons net vir die kamera. Okay. Cheers vir eers. Dis koffie vir 2.